So the theme for tonight, confession and justice. As ek dit nou in Afrikaans moet vertaal, dan sal ek sê, om vir geregtigheid te staan, is 'n daad van ware vrede, en dit is wat geloofsbelijdenis is. En vanaand gaan ek veral seker nog maar met ons jong mense praat, maar wanneer julle woorde hoor soos geloof en geregtigheid en vrede, dan is dit nie net, and it's not only big words that we hear in church, but it's actually choices that we need to make every day. And this theme comes from the Bella Confession. Now many times people also think or wonder, is it still applicable to us today? And many times I also thought that, because I was a boy of 10 years old in 1986, toe die Bella-belijdenis tot stigting gekom het. Jy weet, dit was in die tyd van politiek, en baie mense het gedink met alles te doen met die politiek. Soveel so dat baie mense in die kerk ook kwaad geraak het, want, hoe sal preek met politiek, al die dinge. Maar die week, en dat die mense nou enkel weer kan besef, you realize that the Bella Confession is still applicable, not only to adults, but also to you as the new young generation. Specifically, the 4th article of the Confession. Hierdie artikel wat vir ons herinner, dat God eintlik staan aan die kant van die armes, aan die wat onderdruk is, en die wat onreg aangedoen word. En God roep ons op om daarin te volg. En dit het nou nie net plaasgevind in die dae van apartheid nie. Daar is miskien nie meer apartheid nie, maar onderdrukking en onregverdigheid vind nog steeds plaas. So geloof, my eerste punt, liewe broers en susters, liewe jong mense, geloof is meer as net woorde. The saying in English suits so perfectly where it says, sometimes action speaks louder than words. Of die ander een wat sê, you need to practice what you preach. En wat beteken dit om regtig in God te glo? Is dit net om kerk toe te gaan? Is dit om elke dag 'n Bybelversie op WhatsApp te stuur? Of is dit net om te sê, ek is 'n Christen? Die Bybel daag ons eintlik uit om 'n bietjie dieper te gaan. As ons luister na Jesaja 1 vers 17, leer om goed te doen, soek die reg en help die verdrukte. Let mooi op. God sê nie vir ons, leer om reg te praat, of leer om heilig te lyk nie. Maar God sê eintlik, om reg te doen. Die fokus is op doen. The emphasis is on the action. Geloof is nie net iets wat ons sê nie, maar dit is iets wat ons moet uitleef. Young people, are you still with me? You still understand the Afrikaans that I'm speaking. As ons sê, ons het vir God lief, maar ek ignoreer mense wat seer kry. Mense wat dalk mishandel word. In die skoolkonteks, dit was nou in die week weer op die radio, die incident by een van die skole, ek sal nie sê dit wat die skool was, maar die bully incident. Dan is dit ons geloof mos onvolledig as ek die dinge ignoreer. God is 'n God van geregtigheid. Ons het ook gelees uit Amos, vers 24, amper het ons die hele gedeelte gelees. Wat toe lees ons in die vers, wat sê, laat die reg aanrol, soos watergolwe en geregtigheid, soos 'n standhoudende stroom.
'n rivier stop mos nie. 'n Rivier kies nie wanneer dit lus is om te vloei nie. Dit vloei aanhoudend, sterk en onkeerbaar. En so moet God se geregtigheid ook wees. Not only in our words, but also in my actions, at school, in my community, on social media, how I treat my neighbor, my friend, my family member. Geregtigheid is nie net 'n bysaak nie, maar geregtigheid is eintlik sentraal tot wie en wat God is. En daarom sê die welhaarbelydenis, ons glo dat God homself geopenbaar het as die een wat geregtigheid en ware vrede onder mense wil bereik. Ware vrede beteken nie net geen konflik nie. Ware vrede beteken nie net mense word regverdig behandel nie. Daar kan nie vrede wees as sommige altyd swaar kry en as party stil bly nie. Hoe dink ons soms, ag ek wil nie betrokke raak nie. I want to keep the peace. Soms dink ons, is eerder beter as ek eerder maar my mond hou, want ek wil nou nie nog die ding vererger nie. Maar dan kom die Here Jesus, my broers en susters, en hy wys vir ons hoe vrede lyk. Kom ons kyk na hom in Lukas 4. Dit sê daar, die Gees van die Here is op my. Hy het my gestuur om die armes en die goeies en om aan die armes die goeie nuus te bring, om die onderdruktes vry te maak. Dit was sy missie. Hy het nie gesê, ek het gekom om gemaklik te wees nie. Ek het gekom om by die ander in te pas nie. Ek het gekom om konflik te vermy nie. Hy het gekom om die armes weer op te hef, om die onderdruktes vry te maak, om hoop te bring vir die wat op sy geskei word. En as ek sê, ek volg die Here Jesus, dan word ek ook opgeroep om eintlik in dieselfde rigting te stap. Die Here Jesus kies eintlik kante, broers en susters, en soms maak dit 'n mens 'n bietjie ongemaklik. Gewoonlik in 'n situasie, dan voel jy ook, maar as ek nog aan kant kies, dan is daai een ook teen my. Soms dink jy ook, dis beter om nie iemand se kant te kies nie. Die Here Jesus of God kies 'n kant. En nie die kant van die wat mag het, of die wat gewild is, of bevoorreg is nie, maar hy kies die kant van hulle wat swaar kry. Soms maak dit 'n mens 'n bietjie ongemaklik, want om vir geregtigheid te staan, beteken dalk, nee, ek moet opstaan vir iemand wat gespot word. And I know sometimes in school, you don't want to get involved, or you don't want to be uncool, so you prefer not to say anything, not to speak out against the wrongdoing. Om te weier om haatvol of seer haar inhoud te deel. Om teen rasisme of seksisme of diskriminasie te staan. Dit maak my soms ongemaklik om liefde te kies wanneer woede eintlik 'n bietjie makliker voel. Geregtigheid is nie altyd gewild nie, maar dit is altyd getrou. En dit begin waar jy is, waar jy jouself bevind. Maybe you think, I'm not popular. I don't have recognition.
Ek is maar net 'n tiener. Wat kan ek regtig doen? Eintlik kan jy nogal baie doen. Geregtigheid lyk nie altyd soos optogte of toesprake nie. Soms lyk geregtigheid maar net om langs daai kind wat nie lekker voel nie te gaan staan. Om iemand te verdedig wat dalk geboelie word. Om die waarheid te praat, selfs al kos dit jou wat. Om vriendelikheid te kies wanneer dit eintlik baie moeilik is. Elke keer wat jy menswaardigheid beskerm, beoefen jy eintlik geregtigheid. You are practicing justice. Om vir geregtigheid te staan, is 'n daad van ware vrede. Vrede is nie net stilte in die aangesig van onreg nie, soos ek al reeds gesê het, maar dit is om die moed te hê wat vir ons deur liefde lei. En so word ons as jong mense, as kerk ook opgeroep. Ons word opgeroep en die Bella-belydenis sluit ook af met die volgende woorde: God roep die kerk om hierin te volg. Die kerk is nie net 'n gebou nie. Die kerk is julle. If you take the word church, C-H-U-R-C-H. In the middle it says, you are. You are the church. God roep julle om julle geloof met moed uit te leef. Om op te staan vir hulle wat nie kan opstaan nie. Om vir die wêreld te wys liefde in aksie. So wanneer die kerk van geregtigheid staan, word dit eintlik 'n teken van God se koninkryk hier op aarde. Vandag, wat is jou geloofsbelijdenis vandag? Is jou geloofsbelijdenis net, ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van hemel en aarde? Of is dit ook, ek glo God het die armes en die onderdruktes lief. Ek glo God roep my om geregtigheid te soek. Ek glo dat om vir wat reg is te staan, waar vrede bring. Geloof is nie passief nie. Like we heard in the saying, practice what you preach. Geloof is aktief. Geloof beweeg en geloof staan vas. So met ander woorde, jy moet ook 'n standpunt inneem. So wat is jou keuse? Vir al julle as jong mense, the world needs your voice. The world needs your courage. Jou deernis. Wat is deernis nou weer in Engels? Your passion. Wanneer jy vir geregtigheid staan, dan leef jy Jesaja 1 vers 17 uit. Laat jou geregtigheid rol soos Amos dit beskryf. Stap jy in die sending van Jesus? Bely jy jou geloof deur jou dade? Mag God vir jou die moed gee om op te staan. Mag hy vir jou die wysheid gee om lief te hê. En mag hy vir jou die krag gee om geregtigheid te soek, sodat ware vrede soos 'n rivier kan vloei. Amen.